Goeiedag. Welkom by die lentperiode in ons uitsendings. Ek hoop jy geniet dit en dat die Here met jou gaan praat. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. Sy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen stapel jy vurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Kom uit Romeine 12 uit. Die rede hoekom ek hierdie teks gebruik. Die reis van die Christelike geloof intensifeer in die tyd van Lent. Aanvaar die Vader se uitnodiging om jou wandelstok op te tel en saam te gaan op hierdie reis. Ek stel jou graag voor aan 'n reus wat voor ons uitgestap het op hierdie reis, maar hy het die hoogste prys betaal, sy lewe. Nou die teksvers hierbo was volgens enkele bronne uit hierdie held se tyd een van die gunstelinge van Dietrich Bonhoeffer, 'n godsdienstige leier. Hy was ook 'n professor in teologie wat in die Tweede Wêreldoorlog deur die Gestapo vermoor is. Wat dit meer tragies maak, is die feit dat dit gebeur het enkele dae voor die geallieerde magte die konsentrasiekamp waar hy aangehou is ontset het. Jy het waarskynlik al sy lewensverhaal gehoor, maar ek gaan dit vinnig vir jou opsom. As daar nou een figuur is wat ons op die Lent-pelgrimsreis as voorbeeld kan nastreef, dan is dit die lewe en voorbeeld van Dietrich Bonhoeffer. Ons moet ook na sy stem luister. Hy is gebore op 4 Februarie 1906 uit baie toegewyde ouers. Sy vader was 'n professor in neurologie en psigiatrie en tog ook belangrik, sy voortsate was almal deel van 'n lang lyn van teoloë, professore, akademici, regsgeleerdes en kunstenaars. Hy was 'n gelukkige, gebalanseerde jongman met wye belangstellings, veral in die kunste, musiek, die natuur en sy land. Hy was 14 jaar oud toe hy aankondig dat hy teologie gaan studeer. 10 jaar later word hy 'n professor in dogmatiek aan die Universiteit van Berlyn. Diepsinnig beïnvloed deur die teologie van Karl Barth. Hy trek sy geskrifte trek baie gou aandag wêreldwyd. In 1937 publiseer hy 'n boek Nachfolge. Ons vertaal dit so, navolging van Christus. Die groot deurlopende tema van die boek is, wanneer Christus iemand roep, roep hy hom om te sterf. Bonhoeffer se bedoeling was waarskynlik daarmee dat daar baie maniere is om te sterf aan jouself, die ekkigheid wat ter sprake is, egoïsme, besittings, verkeerde lewenswyse. Die boek word gepubliseer 2 jaar voor die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog. Hierdie groot waarheid, wanneer Christus iemand roep, roep hy hom om te sterf. Wat sy boek verkondig, sou bitterlik tragies waar word in sy persoonlike lewe, toe hy in April 1945, enkele dae voor die geallieerde magte die konsentrasiekamp in Flossenburg ontset, deur die Gestapo gehang is, spesiaal onder bevel van Himmler. Na die oorlog word ook 'n aantal gedigte en prosa in sy naam gepubliseer as briewe uit die gevangenis. Hierin hoor jy werklik sy hartklop, veral uit die beskrywing van sy gedig Wer bin ich? Wie is ek dan nou? Daarin hoor jy die tweestryd in sy eie gemoed. Wie is ek? Die een wat almal versterk, of is ek die broos mens wat diep binne bang en ontsteld is? Al wat ek van myself weet is dat ek rusteloos en siek voel soos 'n voeltjie in 'n hok. Medegevangenes soek by hom raad en vertroosting, staan verstom oor sy kalmte en deernis. Wat ook al die storms in sy gemoed was, hierdie woorde sluit sy gedagtes uiteindelik af. Wie ek ook al is, o God, U weet, ek behoort aan U. Die Lent pelgrimstog. Kom ons gee net enkele tree terug. Reeds voor die uitbreek van die oorlog spreek hy hom uit teen nazisme. Hy begin met eendersdenkende leraars, die bekennende Kirche, die beleidende kerk, in protes teen die regering. Hulle stig 'n onafhanklike teologiese opleidingsentrum. Hier raak van hulle betrokke by 'n weerstandbeweging teen Hitler. Vriende smokkel Bonhoeffer uit die land uit na die Verenigde Koninkryk toe, Brittanje toe. Hy word vir 'n tyd hier vir goeie werk benut en aangeprys, maar hy voel na 'n tyd 'n roeping terug Duitsland toe. Sy motivering? Hoe kan ek deel wees van die heropbou van my land as ek nie saam gestry het nie? Hy stel sy huwelik uit en vreesloos werk hy voort, maar hy word uitgereik en gevange geneem as verraaier van die Führer, word hy in 'n konsentrasiekamp gestop. Hier sou sy lewe eindig.
As jy vandag na die wêreldtoneel kyk, kan jy nie help om onrustig te voel nie. Groot sekerhede voel onder bedreiging. Die kloof tussen Oos en Wes is weer aggressief besig om te vergroot en bly onder druk. Politieke leiers raak onverantwoordelikhede kwyt wat nie tot orde geroep word nie. En die tradisionele groeperings regs en links is nie meer so maklik om te onderskei nie. Daar is selfs waarnemers wat oor die moontlikheid van oorlog spekuleer. Ek is geen kenner nie, maar na my beskeie oordeel leef ons in die stormsee van egoïsme. Dis nou die woordeboek weergawe van ekkigheid. Van die vroeë kerkse tyd tot vandag word daar elke jaar die lentseisoen gevier. Ons loop op Jesus se spoor. Dit is inderdaad 'n pelgrimsreis. Ons gedenk sy woorde, bestudeer sy lering, toets ons eie leefstyl aan die waardes wat hy geleef het. Jy kan verwag om broos te voel. Want elke jaar ontdek ons die swak plekke in ons eie mondering. Maar dit moet jou opgewonde maak. Jy is kandidaat vir die liefde en die genade en die Heilige Gees nooi jou in by sy werkswinkel. Ek herinner jou aan Bonhoeffer se gedagtes. Wie ek ook al is, o God, U weet, ek behoort aan U. En as jy nader beweeg na die Vader se troon, hou ek vir jou 2 beloftes voor. Die eerste is Jesus se woorde in Matteus, soos dit opgeteken is. Kom na my toe almal wat vermoeid en swaar belas is en ek sal julle rus gee. Die tweede ene kom uit Lukas uit. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal die een wat na my toe kom, nooit verstoot nie. Kom ons dank die Here saam daarvoor. Vader, dankie dat U elke dag van ons lewe, maar veral in sekere seisoene soos lent, ons na U toe roep. Bietjie ekstra tyd vra, want U wil ons koester. Help ons om U ook te koester en om te groei sodat ons meer soos Jesus lyk, veral in hierdie lenttyd. In die naam van Jesus. Amen.